Dis nou lekker. Cool! Yes. Let's rock. Let's remember to take that picture afterwards, yeah. Was it a wall of fame up? Oh, nice. Oh, yes. That's cool. Very cool. Is dat jou, wanneer jy second lady, want jy het gehad vir... Ek het vir net gehad. Ja. Ek het, ja, daar was nog 'n dame, gaan nie haar naam noem nie, sy het gekanselleer op my. O, hy toch. Horrible. Hier voor die tyd. Sure. En ja, maar ek probeer nog vrouens opkry. Ek besef, ek het eers lanklik besef, hey, maar hier's te veel mansmense op hierdie ding. Altyd so worsvest. Dit is 'n bietjie, né? Ja. Kamerie, ons gaan nou oor praat. Okay, dames en here, ladies and gentlemen, welcome to the podcast. Dis Mel, die storieverteller. Dis ek is hier. Die hele tyd, kyk aan. Exciting. En dit is so weird want ek het jou laas week of die week vooruit toe sê ek, ja, ek wil my Mel opkry want ek is interessant en so baie van die goed. Ons het so baie goed in common. Ek gaan vir jou nou sê, daar's so baie goed want ek het nou 'n bietjie research gedoen. Ek's like, "Joh, die way wat jy dink en ons is baie dieselfde." En so dink ek, ja, ek moet jou kry en toe kry ek 'n DM toe sê Alfred, wanneer kom ek op? En here we go. Ek het net besit, ek preek altyd vir my followers, shoot your shot. Absolutely. En toe dog ek, nee, ek het 'n dag oop, ek het tyd vir jou. Absolutely. Ja. Weet jy, in comedy, het dit my te lank gevat om te besef as levels. Ek was altyd te ou, ek shoot my shot. Ek het vir John Vlismus gevra om te open, ek het vra. Dan kry ek baie mense was upset met my, want ek kry die opportunities, want ek is die enigste een wat vra. En toe leer ek nog 'n ding. Nou, ek vra nie meer, ek bou hom. Wat is Ek dit? bou die show, Daar's ek bou die ding. I build the opportunity. Jy gaan jou blou wag in hierdie besigheid. Jy gaan. Voor mense wat jou kom boek. As jy wag vir 'n booking, you're on the long bus. Jy Ja, gaan nee. lank wag vir hy bus. Ek stem. Dis wat Hulle, gebeur. ja, niemand kom klop so aan jou deur en sê hierso is 'n lewensveranderende geleentheid. Ja, Wil hier's 'n- jy hom vat? Ja, wil jy nie 'n show kom doen by Heroes nie? Ja, nee. Randomly uit jou lounge uit. Nee, Ja. jy moet dit self doen. Presies, net. Maar in elk geval so, laat ons by die begin hierso. Ek wil nou net vir die mense sê jy maak toe nou 'n lekker beker koffie, hoor. kyk, gooi koffie op my uit op. Die senuwees oor hierdie Dis koffie. nou. Hy ruik, nee, hy stink 'n bietjie, hy's sterk, maar hy's lekker. Ek voel die hare op my agter my nek brand af. Nee, goed. So sterk. Ja, my tande vibreer so. Is baie sterk. Ons begin by die begin. Hoe, you know, mense dink altyd comedians en goed, hulle val uit die boom uit, jy weet. Jy drama gaan swat. Ek het Jy- op Stellenbosch. Op Stellenbosch is 'n baie ernstige plek. Jy baie. Hulle is baie ernstig oor studies, baie ernstig. Ja. So jy daar geswat. Ja, en hulle is baie dramaties. Dis so baie dramaties. Wat het jy geswat? B wat? 'n B-dram. En sal jy nou glo, ek het 'n beurs gekry by 'n myn in Middelburg. En toe sê ek soos, wat gaan ek doen met hierdie beurs? Kom ons Eerste- gaan swat teater. Vir ons net eerste handklap vir die myn wat vir 'n wit vrou 'n beurs gegee het om drama te swat. Daai was definitief vir BE points. Ek weet nie hoekom, ek was daar vir die administrasie, want elke Desember moes ek huis toe gaan en daar gaan werk vir 6 weke, en ek Is het, dit? ek En- het salaris gekry en alles. Dit was lekker. Nee, dit was horrible. Ek moes ek dink nie hulle het werk vir my gehad nie, want hulle so, sy's nie 'n ingenieur nie, sy kan nie admin doen nie. Toe sit ek net in die kantoor en maak mooi. Mooi gemaak. Ek Is dit mooi het ook gemaak? die files in alfabetiese volgorde Is gerangskik en gelees, en dan elke tweede dag gaan vra ek weer vir die vrou, wat kan ek doen? Sy iets vir my om te doen. Dan sê sy, nee, hoe ver Daai is die is files? Daai's 'n typical intern ding, want hulle weet eintlik nie wat om jou te doen nie. Dis die Nee, ding. jy's nou Hulle daar op weet die nie, jy's boeke. daar. Sy kom weer terug. Hulle sug eintlik. Ja. Hulle sê sy's 'n lieflike mens, maar wat moet ek met haar maak? Ek weet nie. Trek net vir haar PPE aan en bliksem haar daar op by die myn. Ja, hulle vra ek vir iemand anders, wil jy haar nie vandag gebruik nie? Sy sê so. Sy irriteer ons, wil jy haar nie net afgee nie. So nou Maar ek kry jy is toe daar. nou 'n beurs van hierdie myn af en Toe jy nou gaan weer swat drama en jy Ja. klaar gemaak en so. Ja, ek het klaar gemaak. En toe, wat gebeur toe? En toe, ek gaan eerlik wees, die 3 jaar van drama swat het my bietjie afgesit van teater. Ja. Want dit was, toe besef ek, okay, maar dis, want hulle gaan baie diep in die goed in. Ah. En ek sien baie
kom ons analiseer nou alles nie. Ek is daar vir die fun. Ja. Dis mos nou Juggus entertainment. Ja. Maar hulle is ongelooflik goed, maar dis nie my styl nie. Ja. So dit was vir my bietjie 'n struggle. So ek was bietjie meer in die koshuis dinge in. Ja. Kultuuraand gelees. O, is daai Dit is vrou. daai ene. Ek was daai een. So ek was nie baie betrokke by Ja. my kursus nie. Ja. Maar ek het dit gemaak. Ja. En toe na dit toe dog ek wil iets doen. En toe gaan ek oor see vir so 2 jaar. Toe ek in Londen vir 2 En jaar. wat doen jy toe daar? Alles. Ek het Okay. gewerk by die O2 Arena. Really? Ja, wat ek op my rug so rugsak gedra het met kegs in en dan het ek vir die mense bier gegooi. Oh, jy is een van daai bierpoppe. Ja, ek's 'n bierpop gewees. Ja. En dit was 'n kompetisie wat hoe meer kegs jy verkoop, want ek dink daar's soos 20 biere in 'n keg wat jy kan gooi, dan hoe meer jy verkoop, hoe meer geld kry jy, dan kry jy soos bonusse. So ek het daar gehardloop. Jy het hom laat loop. Ja, Madonna se show was my besigste tyd, want toe sit net guys. En guys love my. En ek love hulle. Want jy is Ek soos- fabulous. Ek is ja, en hulle is. En ek Kom, soos- drink nog. Ja, so, en hulle gee vir my tips hoor. Goeie Is dit? tips. Ja, hulle sê pink money. Beste tips ooit. Is dit wat hulle dit noem? Ja, cause baie van hulle soos al my gay vriende, getroud, niks kinders nie, fantasties. Jy kan fantastiese smaak hê wanneer jy geld het. Dis die ding. Jy moet sien hoe lyk Mark Latering se huis. Dis 'n fantastiese besigheid. Jy moet my nooi man. Ja, Ek so sal myself mooi. nooi. En jy sal op jou rug val. Ek sê, Ja. wow, is daai 'n piano? Ja, Ja, want daar sê kinders nie. sien jy? Hulle tip kry, maar anyway, ja. Ja, so en dis toe wat ek gedoen het. Toe doen ek bietjie teaching assistant en toe eendag toe sê ek soos okay, ek kan nou, want jy moet wag, né, want ek sou Britney Spears se konsert gedoen het en toe kanselleer sy. Dis toe sy deur 'n haarskeersaal O, is dit right? Dis ene Britney, moet jy nou hierdeur gaan. Jy mors met 'n mens se inkomste. Ja, jy mors met my inkomste. En toe sê ek, okay, nou moet ek iets bietjie meer standvastig soek en toe doen ek aansoek om hokkie af te rig. Ek het nog nooit hokkiestok in my lewe vasgehou nie, Alfred, maar ek het op my CV geskryf, ja, nee, ek kan. En op die Was trein, dit 'n hoërskool of 'n laerskool? hoërskool. So hulle weet eintlik wat aangaan. Ja. Hulle moet sê hierdie coach weet nie van 'n hokkiestokkie. Maar dit is die goeie akter wat ek is. En ek skryf op my CV, ja nee, ek kan die drills doen en als. En ek op die trein, op pad na die onderhoud toe leer ek gou die reels en kyk 'n paar. En daai tyd was YouTube en goed nie so groot nie, né? So ek moes gaan dokumente lees. Ja. En ek moes skryf, okay, jy hou die stok so en so. En toe kry ek die werk. En toe rig ek hokkie af en netbal. Hey, O, en swem. het die kinders jou snaaks aangekyk? Het hulle agtergekom you faking it? Ek dink so, want ek moes een keer 'n drill verduidelik. En met 'n hokkiestok moet jy mos dit doen met jou hande. En ek sê ek kry nie die bal gestop nie. Hierdie is regtig moeilik. Toe wys een van die kinders vir jou. Ja, dis ek, ja, kom wys jy you know how to do this, huh? I've got trust in you, Vicky. You Ja. show us the drill. Weet jy wat? Julle maak my upset. Run around the field. Ja, dan Google ek gou, hoe moet ek hierdie nou doen? Wow. So, En toe ja. rig jy sommer meer goed af. Hulle gee jou toe sommer nog jobs. Ja, maar ek dink na so 5 maande want ek moes elke dag hierdie so navy tracksuit gedra het. Ek kon nie. Elke dag dieselfde ding, navy. Een dis 'n Was baie dit die skool se hartseer klere of iets? Ja, was die skool se klere, Warminster. So ek moet dalk Ah. na Warminster ken, dis waar ek was. Ja. En toe eendag toe dag ek net op in my eie klere. En toe raas hulle met my, toe sê you can't just pitch up here with your own clothes, you need to wear the tracksuit. Toe sê ek, I can't, I'm going crazy because I can't express myself through my clothes. En toe, daar was so teater en 'n drama plekkie ook. Hulle het die hele teater aan hierdie skool, dit was 'n private school gewees. Ja. En ek het myself toe half daar ingewurm. Okay. En ek dink na so 8 maande toe sien hulle nee, hierdie enetjie hou nie van die sport nie. Ons Skoor my in die drama laat sy departement. net maar daar help. En toe help ek daar vir so 6 maande en toe besluit, en toe is my visa op. Kom jy terug huis toe? Toe kom ek terug. Toe En- werk ek in 'n bar in Somerset West. Kyk, weet jy wat ek optel van jou? Is dat you were always gonna make it. Dis die Mense ding. met jou attitude, they make it. Dit maak nie saak of jy instaan dat 4 uit die skool uit is en jy kan nie lees nie of jy weet like mense met jou attitude maak dit. Want you're a doer. Jy sit nie in droom nie. Ja. You're a big dreamer, maar jy sit nie net in drome nie. Ja. En ek sien dit met baie mense wat in die stoel sit. Ek sê like die verskil tussen mense wat dit maak en nie maak nie, is nie altyd eers ek sê dit met myself ook. Dis nie altyd net die talent nie. Ek is net bereid om op te staan en te gaan myself te embarrass. Ja. Met 'n hokkiestok, jy weet. Ja. Jy weet nie en jy try net en then you know good things come from it. Ja, en ek grap altyd en ek sê dit is 'n emosie of 'n gevoel wat ek nie het nie, is embarrassment. Oh, kry. As iemand vir my sê, "What's your most embarrassing moment?" Ek kan nie aan een dink nie. Ek dink elke dag is 'n embarrassment. So baie.
Maar dis nou net, ek kan nie aan iets dink wat ek gevoel het, jene aarde sluk my in, ek kan nie hierdie oomblik nie. Ja. So ek's net okay met daai embarrassing. En jy toe nooit, toe jy nou terugkom hier, so sê nou in 'n bar, en toe jy nooit besluit, kyk, ek wil nou actress wees of 'n ding. Hoor ja, nee, ek het, hoor hier. Ja, So toe werk ek na die bar storie, toe quit ek eendag want hulle het geld ons afgetrek. Is dit? Ja, en ek Oor wat het jy glase gebreek? Hulle het gesê, spel iets, breek iets. En dan breek hulle af. En ek soos, en vir 2 weke se werk het ek R800 gekry. Ek kan nie my blou sit die golf regmaak met R800 nie. Ek klip deur die boot om vir 14 dae se werk. En is harde werk. 'n Bar is 'n harde. En as jy 'n bar lady is dit jy moet nog eintlik harder. meer betaal word. Ja, en die manne as hulle dronk is, dan nee. is 'n probleem. Baie om te handle. En toe en ek was kwaad. Dit was tot in die Somerset West Koerant. Is dit? Ja, ek stripte my moer 'n dag voor die Springbokke moes speel. Dit's ware storie. Ek kan glad nie die eienaars van daai bar onthou nie. Ek onthou die bar se naam, maar ek sal dit nou nie sê nie, maar ek hoop ergens eendag loop ek weer in hulle vas dat ek net kan sê onthou jy daai dag toe ek uitgeloop het in die meeting wat ons bespreek van die Springbokke. Jy het ge-up and go. Ek het 'n hele scene gegooi. Fokker. Ja, ek het gesê, julle steel ons geld, nou moet ons die hele Springbok game deurwerk en julle gaan alles aftrek, maar ek spil niks. Ek's 'n baie goeie werker. Ek het die skills. Ek het mos in 'n bar gewerk in Londen. Ja. En toe sê ek werk nie. En ek het uitgeloop en in my kar geklim en my kar aan die staart nie. Dit was embarrassing. Dis hoe die movie begin. Dis hoe die movie begin en aan die einde is jy in die auto. Ek sien dit. Ja, hoe amazing sal dit wees. So ja, en toe werk ek in Goudini, by die hoërskool Goudini vir ook amper so 2 jaar ook as 'n juffrou. Maar toe het ek nou 'n bietjie ervaring met die kinders te werk. En toe gaan ek terug Middelburg toe waar ek groot geword het. Is jy van Middelburg? Ek's 'n Middelburg Mpumalanga meisie. Dis ja wonder iemand plaas mense. Ja, myn want ek was nou daar die beurs. Is jy of die mynbeurs. En en toe dog ek okay, nou moet ek weer die acting ding probeer. Ek dink ek's toe so 24. Ja. Toe ek in die Bromilda van Rensburg agentskap. Is dit? Dis groot nuus. Ja, Bromilda. Ja. Groot. En, ja. Groot naam, like actress. Ja, van die Goli. Ja. En toe gaan ek vir baie audisies, baie. Ek was elke week Johannesburg toe gery vir 'n audisie. En niks gekry nie. Niks sal jou siel soveel verskeer as wanneer jy om die draai loop vir 'n audisie en hulle gee vir jou 'n nommer 345. En besef jy dis nie 'n kode. Hulle het nie van gister is 345 mense is hierso. Ja. En jy's laaste in die queue en is vir meisie nommer 2 met die hamburger vashou. Ja. En jy kan dit nie kry nie. Ja. Ek het daai goed al deur gegaan. Ek het al deur baie van daai wat jy wat ek net ek wil net een advertensie kry. Dan kom jy om die draai en hulle vrag mense. En die mense lyk desperate. En goed. En hulle is goed. Maar as jy kan sien daai skoene is klaar. Hardloop En dan ek daai ou voor jou, dan dink jy fok is hy nie te kry nie. Nee, en hulle is ernstig oor hulle Intens. Oor hulle kraap. Ek wil net jokes maak oor al so. En toe my heel laaste audisie wat ek gegaan het. Hier is actually 'n baie cool storie. Was vir binnelanders. Ja. En die castingvrou ken my toe nou al baie goed. Ja. En na my audisie laat ek nou my dingetjies, jy weet jy staan mos so dat sê, ek is Melanie, en van my regterkant Melanie Welgemoed, ek's 26, ek's 1.76 meter, ek weeg 480 kg. Nee, dan sal dit dadelik nie. Maar na dit, toe sê ek vir haar, hoorie, wees nou eerlik met my. Dink jy ek het wat dit vat? Want dis nou al die 20ste keer wat ek en jy mekaar sien en jy sê net geen nooit vir my ietsie. Ja. Sy sê nee, hou net aan. Daai volgende dag kry ek 'n oproep. Jy het dit. Jy het die rol. Dude. Toe sak in, maar ek het op emosie gespeel. En toe voel ek net ek gesê fokus, hy kan dit nou vraag. Ja, dan gaan sy en toe sak in 3 episodes van Binnelanders. Ek was Janine, ek was 'n nurse. Kyk vir jou. En dit was nie vir my lekker nie. Weet jy, en dis 'n ding wat ek het al gesê hierso vir Christa Davids. Ek sê hulle geniet dit man. Jy kan sien, joh, die ouens love die acting besigheid. Maar dit was nie vir my nie. Ek het dieselfde experience gehad. Ek het daar so 'n klomp van hierdie audisies toe gegaan. En toe eendag toe gee ek op. Like ek was like ek wil hier want jy moet nou ek is in 'n bemarkingsjob. Eerstens al daai jobs betaal baie sleg. Nou moet ek nou vir my pa en ma sê wat my nou 'n graad gekry het en ek ry en ek het 'n lekker lewe.
moet ek nou sê nee mami, ek los nou dit vir 1/3 van my salaris. Toe, dit was die een probleem en die tweede ding was jy dink ek wou dit gebruik om my kamerie groter te maak. Ja. Maar mense sien jou dan as hy karakter. Jy weet, Ja. hulle connect nie jy's 'n comedian nie. Tweedens, en die derde ding was dat toe ek nou opgee, toe besef ek toe ek 'n rol kry, toe haat ek dit. Is so skool toe gaan vir my. Toe hulle my hierdie dik, ek moet nou die ding lees. My eerste rol wat ek gekry het, like groot rol. Ek is na werk, ek sê nee, kom, ek lieg weer daar by die werk. Ek het weer 'n gastro probleem. My baas weet al sy mag sensitief seker daar vir die week. Hier af, ek gaan staan na ons doen 'n audisie, weet dieselfde storie. Hulle rekord vir my. Ek is seker die laaste een wat daar is. Ek sê toe vir die na ek nou die left and right en ek is 170 en daar gedoen het. Kyk ek die ding, maar die kamera is nog aan en ek weet nie wat wie ek sê toe op die kamera. Dit was 'n comedy rol. Ja. Ek sê wie praat so? Geen kleerling man sê ja, u en a nie. Ons praat nie so nie. Ons praat soos ek nou praat, so praat mense. Niemand praat soos hierdie skrip praat nie. Die is vir 'n Afrikaans anti geskryf. Maar dis 'n kleerling man. Die ding, niemand praat so nie. En die Hoe sê jy dit? Ja, voor die kamera. En die ou agter die ding lag om vrek. En ek laat loop net want nou lag hy en ek dink ag fok, ek kry dit maar nie. Phone call. Dis hulle aan. Weet jy wat? Is daai die ekstra Ja. bietjie ingestuur en hulle love wat hulle gesien het. Hulle sê jy kan die skrip so bietjie change. Hier kry ek die job. Terrible pay. Ek is die lead. Hulle gee vir my so 'n dik boek. Ek moet elke aand die goed lees. Is dit nou hospitaal en ek is in Wat is die Prosties. naam? Hospitaal op Horings. Dit was op kyk net. Oh, My pa love hy movie. Mense het dit gekyk. Ek en Irvine van der Merwe wat nou op Ja? Suidooster is. Hy was my chommie in die ding. Jessie, maar dit was rof man. Ek het dit geniet. Hospitaal op Horings. Dit was rof man. Like it was a great experience, maar acting is nie vir my nie. En die Ja. cast was great en almal was nice, maar ek is like, joh. En jy voel altyd want die ou agter die kamera mag mos nie lag nie, Ja. want vir die klank. Ja. So dan dink ek altyd ek is die mees verveligste aktrise vir die mense en hulle kyk net die klank en hulle kyk is haar nie 'n haar voor die skerm nie en dan voel jy net soos jy kry niks van niemand af nie. Dis net so Is flat. baie flat. En is werklik. Jy besef hier wanneer jy 'n teks in jou hand het dat jy kan nie net Alfred wees in elke rol nie. Ja. Jy moet actually die karakter word. Ja. En dis 'n mental stretch is nie net die woorde is net die begin. Nou moet jy moet hierdie hele phoneboek En leer. dan mannerismes en hierdie enetjie doen dit met die handjie en daai en dis hoekom aktrises is regtig hulle Hulle is is great. ongelooflik. Great. Ja. Mila Guy, Ja. Skalkie, Cindy Swanepoel. Vanet, Ja. Christo Davids, Theodore al die mense. Amazing. And they love what they do. En dis waarom hulle goeie geld kry. Ja. Maar ek nou dink jy, nou vra die direkteur vir jou, hoe voel jy oor hierdie ding? Voel jy hoe sit die karakter? Hoe sit hy? Hy sit Ek Hy plat sit nee, net. maar hy's meer delikaat. Fok. So Hoe ja. gaan ek nou hom ja. hier? Maar anyway, Ja. ons gaan nou op 'n tangent, maar ek het dit ook dieselfde storie. Ja. En so toe doen jy toe jy nou klaar met. Ja, toe na dit toe sê ek soos ek's klaar. Toe doen ek maar bietjie, ek het drama klasse aangebied, ek het so bietjie vermaak gedoen, maar ek het shame, die skool waar ek gewerk het daai tyd, ek het wou net konserte hou heeltyd en ek wil die saal gebruik. En later dan sê hulle, jy kan nou nie meer die saal gebruik nie, dan gebruik ek 'n ander saal. Dan sê hulle maar, hulle gaan nou nie vir my die verhoog daar bou nie, want dan bou ek 'n verhoog met tafels. As hulle sien nie aan as haar show. Jy was 'n great drama onderwyser. Ja, nee, alles Ek kan vir die hoor. kunste. Kon Alles hoor. vir die kunste. The love is there. Ja, erg. Ek is mal oor dit gewees. Maar ek dink toe dit nou bietjie begin groei, Ja. toe moet ek myself vra, wil ek in Middelburg bly vir die res van my lewe? Want jy weet as jy nou besigheid begin opbou en mense kom na 'n winkel of iets, dan moet jy nou dink, gaan jy nou hier wees vir altyd of wanneer gaan jy dit nou laat gaan? Ja. So toe laat gaan ek dit. En toe Ja. gaan travel ek nog vir so 2-3 jaar en toe kom ek terug net voor Covid. Jy sê nou so lekker travel. Waarheen het jy gegaan? Toe was ek in China. Ek was daar. Jy het lekker geleef, hè? Jy het gesaffer. Ek het gesaffer. Maar jy Ek het klink goed dat ek gesien. getravel, maar ja, ek dink ek het my experience gaan kry. Ja. Ek het deur goed gegaan. Jy weet daai wat jy so saam 4 mense in een kamer bly en Ja.
ek kom nie van 'n welaf Ja. gesin nie. Ja. So ek moes regtig altyd net sorg vir myself en Okay. op mense rely of plan maak om geld in die hande Ja. te kry. Ja. So ja, dis wat ek So gedoen te het. gaan toe en waar meet jy toe jou man? Het jy hom al geken uit? Nee, glad nie. Is dit? Nee. Dis in jou 20s, jy is. Hierdie is my laaste travels, hierdie was nou toe as ek 29. Toe het ek Okay. alles verkoop in Middelburg. My kar, my yskas, my bank om Doen- geld te kry om oor see te gaan. Jy worry nie, nee, jy spring. Nee, wat? Jy spring van jy bou net 'n ding op is jou in jou Ja. ouers, wat sê hulle? Haar gaan Mel alweer. Hierdie job was nou weer te stabiel vir haar gewees. Ja, my ma het eendag vir my gesê, "Sissie, wanneer gaan jy nou relax?" Wanneer gaan jy nou bietjie? Ek wonder of my ma tot 'n tattoo gekry. Nee, van ons 3 dogters. Ons is Ja. 3 dogters, ek is in die middelkind. Okay, jep. Van 3 swaalkies. Ons elke swaalkie is nou 1. En dan sit nou die 2 sissies, my sussie en my 2 sissies. En die ander swaalkie is so ver weg. Sê my ma, ja, want jy's altyd ver weg van die huis af. Jy's altyd ergens op 'n journey. Wow. En dit was sweet. Dit is sweet. Maar toe dink ek nog as ja, nee, ek moet dalk bietjie my voete ergens bietjie op 'n grond sit. Okay, en toe jy terugkom voor COVID, Ja. toe's wat ons jou meet. Ja. Dis toe wanneer die video's Dis nou toe ek begin begin. video's So jy het maak. nie eintlik jy het nooit stand-up gedoen. Want wat jy nou doen is stand-up. Get it? Blykbaar ja. Is stand-up. Get it? Don't get it twisted. Ja. It is stand-up. Jy het net 'n onkonvensionele manier, jy seker 'n groot woord. Wat jy nou begin het, want kyk ons stand-up snobs. En Kashif is ook 'n stand-up. Ons is stand-up snobs. Ons voel altyd jy moet hierdie horrible tyd gaan in 'n bar iewers. Ja. En ek het 10 jaar stand-up Ek het dit gedoen agtergekom, voor ja. mense my geken het as Alfred op Ja. die internet. Ek en jy het op dieselfde tyd begine babbel. Ja. Maar toe het ek 10 jaar al stand-up gedoen. Jy's 'n drama onderwys, maar dit Ja. maak sin want it's still sort of in the same block al. Is nie asof jy Ja. eintlik koud in dit ingekom het nie. Maar Ja. jy het nie 'n normale manier in dit ingekom nie. Nee, dis wat Ja. ek toe nou agterkom. Want Ja. almal sê ja, enige comedy club wat my sou gehad het ek gegaan en daar was 10 mense of 15 mense. En ek weet nie of jy so sien, maar ek raak op my senuwees as daar min mense is. Ja, because is baie meer intiem. Ja, nee, ek kan. 'n Groot klomp mense het ook 'n wat hulle noem ja en ek hijack jy, ek wil hoor wat jy te sê het. Ek hoor hoe sê die aunties, laat haar praat. Maar hoe meer mense is die laugh tipping point vroeër. Ja. Jy kan want kyk dit's aansteeklik. So 'n joke wat eintlik baie keer as jy 1000 mense voor jou het en dan jy vertel hy joke, dan lag die mense. Ja. Want ag is so 'n klomp is 20% van hulle lag as dit 200 mense wat gelag het Ja, en dit klink so baie. Aan, ja. Maar as 20% van 10 mense is 2. Dis net 2 ouens wat giggle in die hoek en jy sien die Net- anders. Ja. Is dit so Ja. Dan is dit nee. baie moeilik. Ek kan nie. Ja. Ja, dis vir my bietjie taaf. Ja. So jy het probeer met comedy clubs en Ek glad nie, nee. Nooit, okay. Ek het vir myself gesê, want obviously toe ek die drama skool gehad het, dan het ek altyd vir myself so 10 minute gegee. Dat ek die Okay. mense kan entertain. En ek onthou hierdie een keer, by die skool goed op. vir die skool goed, ja. Wag, juffrou gaan nou eers. Juffrou is hier. Laat ek die kinders wys hoe word dit gedoen. Dit was maar altyd. Johan, ek weet jy's hier so vir jou kind, maar jy moet kyk. Ja. En ek het een keer en hierdie is regtig, ek het dit nog nooit vertel vir iemand hier nie, né? Laat Eksklusief Hey, vir jou. jy breek hy nou. So, ek het een keer hierdie konsert opgesit, ek dink of was 350 mense nou vir my drama skooltjie. En ek het myself 10 minute ingesit. Ek kan nie eens onthou wat my stukkie se naam was nie, maar ek het niks gehad nie. Ek was so besig, ek het niks gehad nie. So, 'n uur voor die konsert begin en die Ja. kinders het mos hulle meeste vra 'n uur voor dit en ek moet nou gaan my 10 minute skryf. Toe dink ek net aan 'n idee. Toe dog ek gaan net whatever doen gaan ek doen vir 10 Ja. minute. En Ja. daar's 300 mense in die gehoor. So baie. Ja, dis baie. En vir 10 minute het ek weet nie eens wat ek gesê het nie. Ek het net gepraat en gemaak asof ek hierdie ding nou al baie lank vooruit beplan het. Ja. En na die tyd, toe sê my ma vir my, want sy het kom kyk. En my ma se harsh kritiek hoor. Ja, Sy sal of nie course. vir jou sê. Ja, dis jou ma. Ja, Sy gaan sal jou nie vir jou verloor as sy vir jou die waarheid vertel Ah, nie. Ja. Sy sê nog altyd vir my nee, dit was boring of dis nie goed nie of so. Ja. Maar sy sê toe vir my sussie, weet jy wat het ek nou die meeste geniet vandag is vir jou. Dit was blerry goed. En toe dog ek, jessie, ja, miskien was dit goed. Ja.
vir die eerste keer toe klik ek, ja, dalk kan ek Ja. hierdie nou doen. Ja. Net ek, want dit Ja. kom baie natuurlik. Ja. En ja, toe begin ek video's maak en my groot droom was om 'n one woman show te hê. Okay. Dit was, ek nog altyd dit in my kop gehad, maar ek het net altyd gedink, ag maar, hoe gaan ek dit doen? Wie gaan kom? So ek het Ja. altyd groot shows probeer doen met 'n klomp kinders of wat ook al. Ja. En ja, en nou hier is ons nou. Kyk nou. Kyk En nou. kyk op die internet het jy toe pos gevat oor daai COVID tyd. Jo, Toe jy ek het jou eers begin sien toe jy die weet jy ek het meer van jou gewatch wat die Real Housewives of Pretoria Ja. doen as wat ek die Real Housewives gewatch het. Ja. My vrou die hele Housewives gewatch. Ek het net vir jou gewatch wat hulle naam. dankie. Dis al wat ek gewatch het. Ag, ek Ek is waardeer. like dis is hilarious. Ek is like ek weet eers wie die mense is hier, maar dit is hilarious. Ja, dankie. Ek waardeer Ja. dit. En daai was ook soos almal het mos die recaps gedoen. Hulle kyk die episode en dan doen hulle 'n recap, hulle bespreek die ding. Ja. Toe dog ek, maar hoe gaan ek nou 'n bietjie anders wees? How am I gonna play to my strengths? Ja. Want jy moet altyd mos one up. Ja, of Mens- course. Altyd one up. Ja. En dis toe ek nou dink, kom ek characterize Ja, hulle. gaan al daai feather boue. Yes, ja. Die feather en die klere. Dude, jy het al daai mense dan gaan doen jy die hele outfits. outfit met goed om die huis. Ja, in en om die huis. Ek onthou Mel Viljoen se diamant halsnoer het ek sulke groot polyester, Hilarious. folie Bolle. bolle. Ja. Hilarious. En toe dit het gevlieg, né? Ja, dit is ek dink dit was toe Facebook my goed begin share. Toe het ek eers begin Facebook want ek was heeltyd net op TikTok. Ja. So ek so okay, die mense hou nogals van my op Facebook, so kom ek begin 'n Facebook page. Yes. En toe ek was bang vir Instagram, nê? Was jy? Want Instagram is baie hoity-toity. Dis baie cool. Ja, nee, hulle is Baie cool. Baie mooi op Ja, Instagram. en ek voel dieselfde ding met jou, like I feel so much in common met jou. Ek was nog nooit cool nie. Cool is nie Ja. wat hulle my as soos nog nooit. Voel jy of jy is nooit Oh. deel van die cool kliek Ek was nie? I'm the outsider in a group of outsiders. Ja. Ek is daai ou. Ek is die ou in die comedians, hulle is 'n klomp outsiders en hulle wil my ook hê nie. Ek sê, sal iemand my net bietjie nooi vir I iets? also want to be loved. Ja. Ja. Net ook deel wees van die groepie. Ja, en soos Maar dieselfde ja. ding, is dieselfde ding. En toe wanneer besluit jy luister is nou tyd om want jy's nou is dit die tweede een wat jy nou Dis nou doen? my derde een. Derde een, wat was die Ja. eerste een se naam? Almal is mal. En Almal dit is gaan oor my mal. Londen toere, Okay. my Londen tyd. Ja, Ja. en toe se dik te mekaar Yes. en Jy ja, het die kar gehad en nie. Baie fancy. O, ja, Dik te mekaar op die kar ge- promo kar en Ja, toe het alles. ek nou 'n kar, toe Kyk wil vir jou. mense my 'n kar sponsor, baie nice. En Bidwest McCarthy daar Is dit? in Kyk so. Bidwest. En toe En nou is dit internet sensasie. Dis nou die nuwe En so show. dis die nuwe show, het jy hom al begin? Jy het hom al Hy begin. het al begin. Jy het al 'n paar shows gedoen met hom. Ja, ek dink nog nie eers 10 nie. Ja, maar Nog jy nie 10 nie. Jy gaan nou in die bos toe met hom. Ek gaan in die bos toe, maar wat baie lekker is by in die bos, ek's nie in 'n skoolsaal of ietsie. Ek's so in 'n oop Bouma teatertjie waar die mense net kan inkom en sit en luister. En ek hou van dit. Ek het dit laas jaar ook gedoen. So ek deel hom op in 3 Ja. en dan dit is 30 minute, 30 minute, 30 minute. So mense kan elke dag Really? kom 'n stukkie kyk, ja. Serious, dis baie skryf, hè? Ja, maar ek sal dit net doen vir in die bos. Is dit? Nou nie ander plekke nie. Want dit is Is dit? nogals baie informeel en ek moet Ja. sê ek hou nogals van die ligte en Ja. die klank en die goed. Ja. So dis 'n baie informele setup. Weet jy die festivals, almal het, weet jy het so 'n interessante storie wat jou hiernatoe gebring het because as ek kyk hoe jy skryf, verskoon my tog. Ek het die video gesien wat jy praat, hierdie katte kry 'n great show. Want jy rehearse. Ja. Nou comics rehearse mos nie. En ek is so met die hele ding dat daar is 'n paar wat rehearse, Konrad Koch rehearse. Ja. Maar ons almal het 'n verskillende 'n ander manier om by dieselfde ding uit te kom. En die manier wat op jy dit doen, like jy rehearse die hele ding, jy gaan elke dag deur dit. It makes for a solid product. Ja. So baie keer soos ek sou nie sê ek rehearse nie, maar ek rehearse in die like this is the text I'm going to say nie. Ek werk I work the joke. Okay. So wat gebeur is ek skryf die ding soos op die oomblik skryf ek die nuwe show of maak klaar met die nuwe show. Maar ek weet nie wat gaan werk en wat As gaan baie bly nie. kaartjies verkoop Alfred vir hierdie Baie show van baie. jou. Nee, hulle weet al. Hulle Ja, weet. nee. Hy eerste mense as ek gaan nou
volgende maand of gaan ek nou vat ek 10 dae. Ja. Dan kry ek 'n 50-seater of 'n 40-seater. Ja. 'n Man, hoe minder mense hoe beter. Dan loop ek daar in met al die jokes. Ja. Dan sny ek aand 1 60% van die jokes. Ek skryf alles tot die Ja. beste van my vermoë. Ek loop in, ek doen hy show asof ons by die Lyric Theatre by die Artscape is. Maar net daar waar daar dips is, dan sê ek vir die audience, die ene spot. Ja. Die ene spot. Kom ek aan by die huis en dan cut ek dit en dan gaan ek terug met die goed wat werk en dan na 10 shows, Ja. 50 mense, hulle is so honest. Hulle kan nie lieg nie, ek kan hulle almal sien. So dan werk ek. Ek werk so, maar Okay. is daunting. Is baie daunting, maar soos wat jy doen is ook daunting because jy rehearsal, maar jy weet nie hoe dit gaan voel nie. Ja. Jy loop uit, jy's naak, jy staan daar. Ja. I mean, my groot fout was om nie so iets te doen nie. I mean, ek het nou gesien, ek het nou gehoor, ek het 'n podcast ons nou 'n bietjie geluister. Nou weet ek okay, dis wat jy doen. Ek sien Skalkie doen dit ook. Hy practice eers bietjie. Maar ek het gesê, ek debuteer by die KAK&K. Nou gaan ek met my nuwe show KAK&K toe. Oef. 500 mense. Hier kom ons. Ja, ek dink nie ek sal dit weer doen nie. Ek was nog nooit so op my senuwees in my lewe nie en ek was so bang hulle hou nie daarvan nie want ek het nog net van my familie hierdie goed gesê. Dude, en weet jy, dit is altyd so scary want baie keer al is 'n ding snaaks. Ja. You just haven't found the mechanics om hom te verkoop. Net die regte Woorde, net jy angle. verander letterlik net die orde van die woorde en hy's anders. Ja. Baie keer omdat en ek sien dit met jou, like jy mens wil nie ek probeer niemand seer maak in my shows nie. Ja. Ek probeer my absoluut beste om niemand seer te maak nie. We all laughing together. Ek doen nie crowd work negatief nie. Ek sal nie soos in sê, "Hey oom, jy lyk dik" of comedians doen mos sulke goed. Dis 'n swak smaak in my opinie. Ek stem. Dan ek doen nie goed van ek is Christian, maar ek doen nie religious jokes nie en ek sal ook nie as ek dit doen, ek was al in die moeilikheid vir dit, maar dan ek probeer regtig spot oor enigiets se religion nie en ek doen nie goed onder die belt nie. Sis man. Ja. My ma kom show toe. Ek kan mos nou nie. Maar nou wat gebeur met 'n mens is dat jy doen die shows en baie keer kom die joke verkeerd uit en ek dink, ek het iemand seer gemaak in hierdie sin, ek kan dit voel. Ja. Dis waarom maar so dip was. Ja, dis Dan so kry waar. jy en dan change ek dit net na in plaas van jy weet mos hoe is dit as ou oomies. Dan change ek dit net toe. Ja, eendag is ek nou so ou oomie. Ja, dit is so 'n slim ding om te doen. Is nou ek want in plaas van al jou pa. Ja, Ja. en dit is hoekom jy ook super relatable is, want jy's nie immuun of onsensitief teenoor dit nie. Ek dink dit is baie belangrik. Jy weet Barry Hilton sê, if you keep it clean, you'll remain on the scene. And he's Het jy been al on daai- the scene. And he's been. Ek het nog nie dit gehoor nie, maar dis 'n baie goeie ding om Ek te sê. leef volgens dit. Dit beteken nie 'n dubbelsinnige grappie is nou lekker nie. Hy's lekker so op sy tyd. So hier en daar is ook 'n ding wat jy hulle bietjie moet push. Ja, Jy weet jy moet hulle vat na 'n plek toe waar hulle teen hulle sin lag. Jy weet baie keer. Ja. But there's a way of doing it. Barry is 'n goeie. Ja, Barry is a great example want die man is jare al hier. ongelooflik. Ja, en jy moet maar vir hulle luister. Jy moet maar na daai tidbits luister en jy moet maar daai advies vat. Wie is jou favorites? Weet jy groot? Wie is like Okay, so Ja. my gunsteling is Tolla van der Merwe. Tolla? Shame. Weet jy, ons het almal groot geraak op Tolla. Op Tolla Ek dink altyd Makela stories. as ek so in die kar sit en ek ry rond en dink ek, Tolla, hulle het ook hierdie, hy het mos in 'n ongeluk gesterf, is nou Ja. donker. Maar dan dink ek, hy was ook in 'n kar en het ook maar gaan shows doen en dit is ook wel die ding wat hy gedoen het. En ek veral nou want toe ek jonger is, het ek Makelas gerekord, gevideotype. En dan het ek dit gespeel, gepause, sy woorde geskryf en dan het ek sy woorde geleer. Ja. En dan het ek daai stukke gesê by die skool, maandagooggende in die saal. Dis dit. Wie wil luister moet luister. Dit was maar so gewees. En nou laas naweek het ek 'n show gedoen in Addo. Naby. Dis 'n PE kant. Ja. Toe sê die een oom vir my na die tyd, weet jy laat my baie Tolla van 'n Merwe ding. Tolla is Dit 'n dog great, ek that's net. great. Dis wat ek wil hê. Ja. Want is meer stories met 'n bietjie van 'n hy vat jou so 'n bietjie met 'n draai. En is baie relatable. Ja, baie. Hy was great. Ja. Like, hy was great. So, maar ek sou sê ook altyd
jy moenie eintlik favorites hê nie, want almal is anders op hulle eie manier. Presies. Dus dit hang af van wat se bye is vir wie jy nou wil kyk. So ek hou van almal vir wat hulle doen en ek geniet dit wat hulle doen. Ja. Maar ek vir wie sal ek nou kaartjies koop? Ek het nou vir jou en Maak se show O, het jy gekom? geniet. Ja, ek Ja, kom nou, jy kyk. het 'n message gestuur. Ja, maar jy moes dankie. nie na dit plan nie. Nee, jy moes gesê Daar het, was dit was- baie shows na mekaar gewees. Ja, dit was great. Jy moes gekom het man, Ja, next ek het time. dit baie geniet. Ja. So, en obviously ek hou baie van Skalk se shows ook. Hy vang jou ook altyd so bietjie met 'n Skalk is great. draai. Weet jy, as baie wat ons as baie talentvolle mense like in Suid-Afrika en baie van hulle like kry nie hulle breekie deur nie. So like hulle breekie like soos hierdie groot audiences. Ek het so baie vriende veral in Afrikaans wat like hilarious is. Like Ja. Hannes Brimmer is amazing, maar meeste mense ken hom as 'n comedian. Ja. Meld Siebragen is amazing, maar Ja. meeste hulle is mense sien hulle as akteurs, maar hulle is amazing comics. Jy weet like Ek wonder of dit dis daai ding wat ons nou so half 'n bietjie oor praat, jy weet. Ek is nie bang om 'n risk te vat om myself te verneder en dalk verkoop net 40 kaartjies nie waar ek dink party, ek sê nou nie hulle nie, maar party mense is dalk net 'n bietjie meer bang vir daai risiko en dan doen hulle dit net nie. Dis ook dis ook deel daarvan. Want kyk, en dis die volgende ding wat ek wil nou vra. Die eerste wanneer die lightbulb afgegaan wat jy nou besluit het ek doen hierdie show op my eie. So, ek love hierdie storie. Ek love dit. 'n Vrou uit Newcastle het my gebel en vir my gesê wil ek 'n show by hulle huis kom doen nie. Haar naam is Vicky. Is dit? Ja, by in Newcastle, sy het hierdie Daai is Dundee se kant, daai uit is is daar op. Potdals en alles. Ja. Ek sê toe vir nee, is reg, Vicky, ek sal by jou kom show. Ja. En sy sê toe vir my, maar wat is jou fooie en goed? Ek sê nee, en wat is jou show se naam? Ek sê wag, ek sal vir jou alles e-mail. Ek sê die foon neer, ek vat haar e-mail, nou dink ek, wat is my show se naam? Hoeveel gaan ek vra? Ja, en dit was aan my heel eerste show, toe sê ek, my show se naam is Almal is Mal, en ek vra, ek gaan sê hoeveel het ek gevra. Al die pad Newcastle toe, R7.500 van die Parel. Die petrol alleen is R3.500, R4.000. Ek weet. Daartoe en terug maklik meer. Ek weet. En die slaap hassel. Het jy geslaap met Wikkie se? Ja, sy het daarom vir my so 'n plekkie gegee. Maar ag jene, en toe ek het nou boek en sy betaal klaar. Sy kan nou nie wag nie. Ek kom kuier in Newcastle. Ja. Toe dink ek, nou moet ek 'n show skryf en ek Sy het eintlik net 'n vriendin gekry. Ja. Sy het basically gegaan, ek kan chommies is met haar as ek R7.500 betaal. ja, sy's cheap. En sy het my eers geboek vir Julie daai jaar en dit is Okay. Januarie. Okay. Toe dog Dis ek, kyk, is nou haar moet ek 'n birthday. plan maak. Ja. Toe dog ek, nou moet ek 'n plan maak. Toe dog ek, okay, kom ek boek. Wag nou. Kom ek boek. Kom ek hoor of ek die Atterbury Theater kan boek vir 'n show. Ek ken waar die storie gaan. Voor ek hom nog hoor, weet ek wat gebeur. En hulle sê toe, en ek skryf toe my show en en ek boek toe die Atterbury teen hulle fooi. Is 'n hooffooi. Ja. 'n Beautiful theater, but is Hoosie. so groot al hierdie groot teaters is mos maar duur. Ja, en ek verstaan toe Jy verstaan dit, Ek ja. verstaan 100%, hulle kan nie 'n risiko vat op 'n vrou wat van die Nee. internet afkom wat En nog hulle is- nooit 'n show gedoen Die het nie. Atterbury Theater is een van die mooistes in die land, soos in Pragtig. Ja, En ja. hulle bestuur is goed en alles. Ja, they great. En hulle boek my op 'n Dinsdag aand na 'n lang naweek. O, so hulle boek jou toe. Ja, hulle sê in ieder geval hulle sê dis die Is datum wat okay. oop is. En jy ek betaal boek tot die dit. fooi en jy Ja, gaan hulle ons. sê dis die Dinsdag. Okay. Hulle sê dis nie 'n goeie datum nie want dit is na lang naweek en ek sê toe kom ons probeer. Ja. Ek sê kom ons probeer. As dit by my los is dit my los. Luister en ek gaan nou nie dit sê nie, maar ek weet wat hulle charge want ek gaan ook daarso. Ja. Is duur. Ja. Vir iemand om 'n eerste show daar te doen, is duur. Ja. Dis is like jy weet as jy nie at least 200 van daai kaartjies verkoop nie, dan jy in die rooi. Ja. 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 En dan, ek bedoel, ek moet nou van die Parel af vlieg Pretoria toe ook. 300 van daai kaartjies. En so my man kon nie saamkom nie, ek gaan alleen. Okay. Ek en my taskostuums. En ek verkoop toe uit my eerste show. Fantastic. En toe sê ek First show at the gate. Eerste show by die Atterbury. Ek kan dit nie glo nie, hulle kan dit nie glo nie, niemand kan dit glo nie. Ja. Ek dog toe ag, is nou maar net my eerste en die mense van die internet wat nou net sien hoe lyk ek in die regte lewe. En toe kom die bookings. Toe sê die mense, ons sien kan ons jou boek, Atterbury wil my terug hê, die keer op, jy weet, 'n ander reëling. Ja, ja. En ek is toe soos, ja, okay.
Hier kom die Hier doorsplits. kom het. Ja, hier kom die doordeals. En ek laat wat doordeel, ons almal doen. Ja, nou En rus. ja, en toe sê ek net soos okay, hierdie is lekker. En toe Ja. dog ek okay, kom ons kyk of ek aardklop toe kan gaan of KAK&K. Oh. Want dis ook 'n droom van my om by hierdie feeste te wees want op universiteit het hulle my nooit gecast in enigiets nie want ek is mos nou die funny girl en hulle doen Ja. bietjie meer serieus goed. Ja. So en toe dog ek soos wat jy nou nog gesê het, ek maak die geleentheid. Ja. So ek het my show, ek maak my posters en ek stuur dit in en ek hoop hulle vat my. En toe het hulle Kyk en vir toe jou. dit heel goed uitgewerk en hier's ek nou al amper 3 jaar in. Luister maar Mel, dit is so 'n weird ding vir my. Van nou kan 'n mens is mos nou maklik nou om te sê ek verstaan dit. Jy weet, but I completely get it. I get it as ek aan jou content kyk, as ek sien die aantal werk en die risiko wat jy en jou man altyd insit. I get why it works. Dit is eintlik as jy nou so mooi aan dit dink kyk, dit is eintlik so groot shock dat sekere mense goed doen nie. There's a work ethic in it. Kyk, jy raak mos nou nie, jy rehearse hierdie show vrot. Jy weet like Ja. jy vat die risiko, jy sit die geld in and then naturally na jy 'n groot audience 'n kwaliteit show gegee het. Ek sê altyd dis die verskil tussen 'n influencer en 'n artist. En bless all the influencers out there, maar ek sê maar net baie van hierdie influencers dink hulle kan nou hierso 200,000 followers het en dan 'n show gaan doen. En hy nog nooit 'n show gedoen of gedink aan shows of drama in sy lewe nie. En dan gaan doen hulle, ek het al horrible stories gesien. Ek gaan nie mense se name noem nie, maar ek het al 'n ouetjie in Johannesburg. Hy het sê maar, ek dink seker so, jy kyk mos hy following wat jy dink, "Jo, hoe kom jy ewen by Ja. 350,000 mense so gou uit?" 350,000 mense. Hy wil ook toe stand-up doen. Ek kyk toe ding so hy boek 2 van my vriende, gaan nie die name noem nie want dit is gonna be a dead giveaway. En die ouens host en hy gaan nou headline. Maar die mense is af om is 1000 mense in hierdie saal. Ja, 1000. sjoe. Hulle het almal that's R150 betaal. Is 'n klomp geld. big. Ja. Hy kom in die 2 ouens wat vir hom open is professional comics. Hulle doen dit al 15 jaar in elke Ja. graad wat jy aan kan dink. So hulle het 'n hitsreel vir 10 minute. Weet jy hoe funny kan iemand wees in 10 minute? Ja. Jy weet like hy's charming, hy's funny. Next charming funny, hier kom die main act. Hulle het geskree toe hy oploop. 15 minute daarna, toe gaan dit so bad dat die mense by die agter die 20 minute in toe is helfte van die saal by die huis ding uit. Nee, dis baie erg. Dit was horrible. Toe hy die hele show shame. geëindig op 15 minutes wat hy moes 45 gedoen het. Toe's niemand daar in hy saal oor nie. Die volgende keer toe hy 'n show opsit, Shame. toe 'n show opsit, toe koop 40 mense kaartjies. So wat jy gedoen het, sê vir my baie, want as jy Atterbury toe gaan, jy verkoop uit. Cool. Ons dink miskien okay, is die social media. Jy het 'n show gedoen, jy het teruggegaan, jy het weer uitverkoop. That is proof of a good product. Dankie. Dis wat dit is. You didn't just go and wing it. Mense dink is net 'n gewingery wat hier aangaan. Ek Yes. sit my in Frekwarie oor 'n show. Elke Yes, dag my né? mag draai nou soos ek hier sit. Ek daar's niks soos daai stres nie. Ja. Want ook hoe langer jy aangaan, hoe meer jaar jy aangaan, nou staan die verwagting. Nou moet jy top en mense lang ons om te vergelyk. Nou was beter as jou eerste show. Ja, Absolutely. ek het hierdie een is nou my favourite van al Ja. 100 wat jy gedoen het. Dan sê ek maar was al die ander kak. Ja. Het jy nie van hulle gehou nie? Want dis wat jy hoor. Want dis Ja. jou jy sit jou siel in hierdie goed. My Ja. pa doen dit. Hy sê kyk hierso, hierdie show is funny. Maar Ja. hy eerste show. Ja. Nou dink ek, "Jessie daddy, ek moet nog Ja. Nelspruit toe gaan met die ding." Jy weet. Ek sê ook, moet ek nou maar net my hele jaar cancel? Moet ek net 'n hele nuwe ding doen? Dit is scary. Jy's 100% Baie reg. scary, Baie baie en nou is jy op show nommer 3. That's amazing. En so jy en jou man werk saam. It works Ja. beautifully. Baie lekker. En jy toer, ek sien jy toer verskriklik Ja. baie, which is a blessing. Ja. Van wat Booked mense- and blessed. En I mean, jy het een keer iets op Facebook gesê en ek het dit gelaf. Jy's very inspirational vir my. Man, as ek dronk is in die aand is so bless. Jy moet meer dronk raak. Jy het gesê dat hoekom sal jy het so lank gewerk om te weet waar jy is? Aha. Hoekom sal jy kla as jy moeg is oor dit wat jy doen? Ek kan nie.
En ek het begin klaar, rarig, Ja. voordat ek dit gesien het, toe sê ek soos, nee, ek is moeg. Ek kan nie elke naweek so op 'n vliegtuig nie, is heeltyd op die pad, dis 'n Ja. ry. En toe ek dit lees, toe sê ek soos, ouma wat ja. Ja. Ek wou so lank hierdie gehad het, nou het ek dit, en nou, my mind het dadelik geswitch, hoor. Toe sê ek net soos, okay, ek kan hierdie doen, al is ek 'n bietjie moeg, maar kom ek delegate net 'n bietjie beter. Dis 'n ding. Ja, delegation en fokus op dit, want jy het ook net soveel energie. Presies. So jy moet mooi kyk waarna toe jy jou energie sit, want as jy nou nog tussenin moet video's maak, jy moet kreatief wees met geskryfwerk, met boeke, met al die baie goed. Jy's net een mens. Net een mens en baie keer, kyk, ek gaan nie daai ding het by my eers pos gevat na jare. Want ek het deur dit gegaan. Kyk, jy moet nou ek het 10 jaar stand-up gedoen waar niemand gekom het nie. Soos I was 10 jaar waar ek probeer tickets verkoop in die Kaap waar niemand gekom het nie. My eerste dink one man jy? show, hierdie ouetjie. Ja. 40 mense in die Kaap het tickets gekoop. Haai, jene. 40, ons is hier so by die Fire and Ice lekker alleen. My hele familie het gekom. Al 40 Al van 40 van hulle. Gelukkig op die aand kry ons nog 'n paar mense, maar dit was min. In die baai, ek is van PE basically. Ja. Ek onthou opening night, toe sê my pa, hoeveel kaartjies het jy verkoop? Toe sê ek nee, ek het so 35 daddy. Ek het gevlieg toe daar. Dis 10 jaar van dit. Ja. Jy weet like, maar Waar was die turning point toe nou vir jou? man, luister, ek was al 'n headliner hier so by elke comedy club en ge-MC Ja. oral. Ek het al daai goed gedoen. Die turning point vir my was, ek het besef dat mense gaan nooit weet wat ek kan doen. Because I've got the ability now. Ja. Ek doen al, my eerste one man show was al klaar. Ja. My eerste hierdie show het hierdie show, dit klink nou soos baie, maar die hele show het net 1000 mense gewatch. Ek het 900 tickets gekoop. Oof. Reg oor die land. Ja. Ja, 1000 in een kamer is amazing. Ja. Maar as jy dink PE, Durban, Ja. Joburg, bla bla bla, net 1000 mense. Ek het geld Ja. verloor. Ek het baie geld verloor op hierdie show. Ja. Vra my arme vrou, ek het 'n creditcard het ons geswipe net om rond te gaan. Ja. Maar die turning point was te besef ek die show is goed. Die mense geniet dit. I'm great. Ek is net nie famous genoeg nie. Ja. En toe gaan ek en ek dink ek gaan begin 'n video's en goed content create. Toe probeer ek mos nou vlogs doen. Toe is dit nou is ook maar 'n ding wat jy moet uitvoel. Nou dit gaan nou so cool lyk. En toe Ja. besef ek in COVID. In COVID, net voor COVID, het ek nou al 2 jaar video's gedoen. Niemand kykie. 350 mense op 'n video. Haai. Maar ek het geleer edit. Ek het geleer hoe moet die angles is die lig daar, my goed verkoop en 'n kamera gekoop. Maar in COVID, toe sit ek in my onderbroekie en 'n ou T-shirt en ek maak hy kamera oop en ek sê luister, ek is eintlik in my glory. Ek weet nie wat dit en the honesty of it. 100,000 mense. Ja. En toe dink ek gaan elke dag net die waarheid vertel. En die triek is mos en ek weet jy weet dit. Ja. Die triek is mos om so na aan jou persoonlikheid te kom as moontlik. Ja. En dis my break. Ja. En toe mense kom shows toe het ek 'n show wat werk. Jy weet, Ja. hier gaan ons. So dit was makliker vir my because I could write this for a show for 10 years. Ja. Wow. So toe ek uitgaan, toe sit nie soos in 'n riskie want ek het geweet die show kan ek nou gaan doen want 1000 mense maar nou, dat is so high tyd was as 100,000 plus mense op hierdie page. Ek het nog nooit gaan toer in sê nou maar byvoorbeeld Nelspruit of in Grahamstown nie. Ja. Niemand het hierdie show in Grahamstown gesien Ja. nie. Ek kan hierdie jokes vertel. Ja. En nou like hy jokes kwaai want hulle is al 10 Ja. jaar, hulle is gewerk. Ja. Alles op hulle beste. So is baie meer prima. pressure gewees vir Ja. jou. Because jy daai show gaan vars skryf en hier gaan ons. En gehoop vir die beste. And it worked. Look at it. Yes, so. Ek voel En asof I ek te mean veel nou, praat. ek dink ook ek het bietjie meer my styl gekry. Ek weet nie of jy ook gevoel het na 'n langer ruk, dan voel jy okay, ek het nou lekker my styl want as mense sê ek is 'n stand-up comic, dan voel ek so half, ek weet nie of ek heeltemal 100% daarin pas nie, want ek het al baie stand-ups gekyk en ek voel net ek weet nie of ek heeltemal dit is nie. Want as jy vir my sê 'n 5 minute doen 'n 5 minute skiet, gaan ek nie weet wat om te doen nie. But maybe it's also because ek het nie daai ervaring wat jy gehad het in nie. Jy het maar net 'n ander rigting geloop, maar ek gaan vir jou nou sê, die feit dat jy sê jy pas hier in as 'n stand-up hier. Jy's 'n stand-up.
Elke stand-up, including Moet ons Kashif. jou Hy dink ook kry 'n hy sit daar so, hy dink hy's amazing en hy dink niemand wil my 'n kans gee nie en ek is amazing. So dit is 'n baie stand-up ding. Dit is maar net die manier wat jy op uitgekom het. Ons het begin met 5 minute. Hulle gee jou net 5 minute. So jy raak goed met 5 minute. Yes, hoe doen jy dit? Dan raak jy goed met 15 minute. Ja. As jy 15 minute goed kan doen, dan betaal hulle jou. As jy 15 nou begin jy werk aan hy 15 minute, jy kry so R800 of R500. Oh, yes, dit is Hier gaan ons bonus. kyk hier. Die is thin up jou. Ons maak petrolgeld. Dan begin jy headliner te kry en mense dink like as fortunes en dit is maksimum as jy 'n ou sien by 'n headliner by 'n klub as hy R2000 vir die aand kry, as dit baie geld. Meeste van hulle kry so 800 tot 1500. Dan doen jy dit vir jare en dan hoop jy doen dit net vir die liefde. Ja. Maar jy's 'n stand-up. Jy skryf die shows is hilarious. Is jou eie goed, is jou eie Mal oor dit. persoonlikheid. Ooh, ek love it. a Love stand-up. elke oomblik. En nou sê my nou, so jy toer nou finally as jy sês nou 'n aardklop en is it all you thought it would be? Yes, and more. Is it? Ek is mal daaroor. Daar's niks wat by dit kom om te sien hoe daai voor die show om te hoor hoe die mense instap. Jy weet partykeer kan jy mos bietjie hoor wat hulle sê ook. Ja. O, ek love dit. O, die video. Ek staan by die badkamer. Ja, die badkamer is die beste plek om alles te hoor. Nee, sy's nogal snaaks, nê? Nee. Ja, ek weet nie wie sy is nie. Wie is hierdie vrou? Kom ek wys jou gou-gou dan, jy weet daai. Ja. Ek's mal oor dit, maar so 'n halfuur voor my show dan het ek stilte. Dit staan op my hospitality rider ook. Moenie my pla nie. Ja. My point of contact is Ronald. Ja. Hy is enige boodskap wat jy oordra, maar ek wil fokus voor die tyd, ek wil regtig in the moment wees en ek wil regtig vir die spesifieke crowd wat daar sit die beste tyd gee van hulle lewe. So ek vat dit ernstig op. Dit is vir my ernstig. Maar dit is my baie ernstig om van te hê, om grappies te maak. Ja. En ek love it. Ek love elke liewe oomblik. So lekker. Die travel is vir my bietjie moeilik. Maar ek dink dit is deel van dit. Dis maar deel, jy moet dit aanvaar, anders gaan jy nooit shows doen nie. Dis maar deel van die ding. Kyk, ek hoor wat jy sê, because ek love die traveling, ek love dit alles, maar jy raak moeg. Ja. En is weer om vir mense te sê ek is moeg van Durban toe gaan, want ek is moeg vir die flight, want meeste mense het nie die blessing van dit nie. So dan voel jy so skuldig want jy sê nou dit, maar mense raak moeg daarvan. Dit is jy raak maar alles gewoond, jy weet. En weet jy wat is amazing? Soos ons gaan nou in die bos toe en ons het so 5 dae tussenin wat ons nou daar in die Laagveld net hang voor shows, how beautiful. Nee? Ja. En kom ek van Mpumalanga af, was ek nooit in die Kreerwiltuin nie. Ja. En nou wat so lekker is van om 'n platform te hê, nou veral Facebook, nou die mense het baie inligting op Facebook, baie hulle het al lank geleef, so hulle weet baie, Ja. Dis groot mense. Ja. Dan sal ek net tips vra. Waar kan ons gaan bly in die Kreer? Wat is die beste tyd? Want jy kan nie meer Google vertrou nie. Nou vra ek hierdie goeters. En dis regtig net om te weet, wat sê die mense? Wat is hulle ervarings? Ja. En die volgende dag het ons so 40 huise om vanuit te kies wat mense sê kom bly net by ons verniet. Ja. Of hier, ons het 'n huis in Marl of ons het dit kom, maar maak 'n videoetjie oor dit. Ja. Dan kan jy nou kies en dan dink ek, hoe geseënd is ek, maar How in daai amazing. oomblik ek het al gedink, as iemand vir my sê, ja, nou, maar jy's lucky, dan gaan ek sê, okay, gaan jy gou vir 4,5 jaar, dan maak jy elke liewe dag 2 tot 4 video's. Good luck. Ja. Ja. En bou gou en hanteer dit anders op Instagram en Facebook, TikTok, want al drie moet jy mos anders hanteer. Jy kan nie dieselfde ding doen op al drie nie. Presies. Gaan doen dit gou vir 4,5 jaar en as iemand dan vir jou sê, hier is bietjie verbly van die Kreer, dan wat? Ek gaan vir jou verder terugvat. Is dit die 4,5 jaar nie? Is hy tyd wat jy uit Waarsteed geloop het en gaan bier skink het in die ou toe. Al daai goed is deel van die ding. Dis 'n hele journey. Al die goed wat jy deurgegaan het, al die plunging, daai hockey ding, is alles daai goed inform wie jy is as 'n mens en inform jou kuns. En soos is die 4 jaar is die break. Ja. Die werk, hulle was toe jy sit en sukkel en dink, waar gaan ek die busfare kry om by hierdie skool uit te kom? Jy weet like. En is so maklik om te kyk aan artists wat goed doen en te sê yes, jy's lucky. Yes, It's nothing. ja. If it was lucky, like luister, dude, dan moet ons baie minder werk ingesit het. Is meer as 'n full-time job. Ja. Ons love it, jy love it, but is meer as 'n full-time job. So true. Is so baie much meer. more. Want hoeveel keer werk jy in die nag? Yes. Like van die oggend tot die aand, elke dag vir maande. As ek wakker word, die eerste ding waaraan ek dink is, ek moet hierdie edit of ek kan hierdie video wat ek geneem het gebruik en ek kan dit doen en wat se nuwe merch kan ons bysit en ek dink baie so daaraan. ja. Maar ja, ek het myself nou geleer bietjie. Jy moet ook 'n balance hê want
hoe lank ek wil lank hierdie doen. So jy Ja. moet ergens in jou kop mos nou maar bietjie. 100%. En sê nou soos nou Ronald, jou man, ek like die idee dat, want ek en Natalie is very much as twee mense in hierdie Alfred Adrian show business. Ja. En baie van die goed, sonder my vrou se ek kan do it. I Yes, cannot ja. do it alone. En wanneer ek vir mense sê, en dink hulle is iets wat ek net sê om cool, om nice te wees, of, dis nou maar wat 'n man sal sê. My vrou, like, as my vrou nie involved was nie, was ons stonebroker. Jy weet, Ja. like, she holds it down at home. Sy sê vir my goed soos, Alfred, onthou jy het môre van Mel, en dan nader moet jy dit doen, en het jy dit al gedoen, het jy daai ding betaal. Sy's letterlik Jou manager, maar jy 100%. grap Sy is so 80% van wat die aangaan. Ek doen die res, ek doen die jokes en die goed. En even dit, as sy in 'n video's en skiet die ding hoor. Ja. My in elk geval. Dieselfde. I mean, my man, ek kon 4 jaar terug toe ek nou begin het so, ek onthou my eerste video wat ek voor hom gemaak het, toe ek net gedink hierdie is sy toets. As hy kan hierdie geniet en lag vir my en net soos cool wees terwyl ek die video maak, then this is it. Yes. En ek het 'n crazy video gemaak en hy het dit gelaaf. Dis ek so, hy's En hy's 'n nice. karakter nou, because ek kyk Ja. aan hom en ek dink like, en is ook like die feit dat he's such a everyday, hulle is moeg, nou kom julle van die plein af, nou moet hy nog sukkel om hierdie sakke en hy rentalkar in te kry. Yes. And I see myself in that, I go, yes, daai's ek hy. Ja, en hy is die hard labor. Ja. Regtig, hy is die labor agter alles. Ek sê vir hom hierdie poederpakkies moet gepos gaan word. Jy moet hierdie sakke pak, jy moet die kar gaan kry, jy moet dit. Hy doen regtig al die werk goed Ja. wat ek net nie Kan En weet jy wat, waaroor is ek so lucky? Is hy help my mentally, want hy's mos nou 'n gym ou. Ja. Weet mense wat elke oggend 4 uur opstaan om te gaan gym? Ja, sê ek. Hulle is anders op mekaar gesit. So, en hy regtig daai motivering om net vir my om sane te bly, want jy raak bietjie mental. Die pressure raak baie, dis baie overwhelming, veral soos om te dink hier oor 'n naweek is daar 2000 mense wat vir my gaan kyk en my gaan judge basically. Ja. Hulle kom om dit te kom geniet. Ja. Maar mense kan maar nie help om bietjie te Ja. judge nie. En dit Ja. is scary. Dit is Scary. baie scary. So na die show sal ek altyd so vir hom kyk soos 'n, jy weet, soos 'n eel. Hoe was dit? Hoe was dit? Soos 'n uil. Hoe Ja, was dit was nou? Ja. En hy sal ook vir my eerlik sê, nee, weet jy, dit was 'n goeie show. Ja. Maar as hy aangehol kom en sê, "Ja, dit was jou beste show ooit. Ek het dit gelaaf. Die mense Ja, ja. daai help my baie." Of course, mentally, Ja. jy het iemand wat die mentally burden met jou kan dra. Ja. Maar hoeveel keer het jy al van 'n stage af gekom en gedink, "Jessie, vanaand was ek nie lekker nie." Ja, En en dan dan? kom hy mense en sê hulle dit was baie fuck. Ek Wow. voel, in my kop dink ek die stoel was so Ja. stil, maar dan kyk ek die video's terug wat hy neem, dan dis 'n geraas in die saal, maar ek het niks gehoor nie. Natalie sal Wat gebeur? Natalie sal van agteraf kom en sê, "Tonight was the best show I've seen." I was like, dit het so sleg gevoel. Ek het daar bo in my kop gestaan, die show het voor my gebeur en ek was hier agter in my kop. Oh no, it's horrible. Die mense lag hier. Oh, wat se jokes. Moet ek miskien verander nie. Oh, Ja, let's just transition quickly. Then the show same. amazing. This time, it's like you're two people, ja. It's like the robot doing the show and like Ja. doing the moves and alles, maar hier agter maar wat is dit? As so Wat fout met ons? judgmental. Wat fout met ons? Ja, baie. En dan is daar ook die ander wat jy voel great. Dan is dit like, okay. Ja. It was okay. Ja. It was rock and roll. Wat praat ek? Ek was amazing. Ja. En dan dis sommer 'n ding wat baie humbling is, né? Ja, daai feeling is en want ja, die een aand is insane en Ja. die volgende aand is soos en dan die volgende aand weer wel, want jy het ook al eendag gepraat oor adrenaline fatigue. Ja. Veral as jy so baie na mekaar doen en 'n Sondag as ons terugkom na die naweek se goed, dan ek voel ek is dood. Zapped. Ja, exact. Zapped. Weet jy nie al, en veral as jy die mic neersit vir 'n ruk, so ek het nou 6 maande nie shows gedoen nie. Mense besef wat jy Is dit hoe lank al verby is? Dis hoekom jy mense Mark en Alfred is 6 maande terug. Jo, Ja, hy het dit dis- gevlieg. Ja, en so ek het nou nie die Ja. mic neergesit en toe besef ek, Hoekom? nee, want Was ek jy het bietjie breek, of wat? dude, ek het Unfit and Fatty getransition in Alfred en Marken. Dis 'n lot. Daar was 2, 3 en dan voor dit was dit You Me and a Decent Cup of Tea. En dit was 3 jaar wat ek elke week, elke maand shows gehad het. Thank goodness. Ja. It was amazing en die mense was amazing. Maar toe ek die mic neersit, het ek gedink, okay, nee, dit gaan so 'n maand wees en dan gaan ek ook weer 'n nuwe show opdink. Toe slaan hierdie 'n
adrenaline fatigue my so hard Ja. dat 'n maand het 2 maande geword. Wat ek net dat het gevoel asof dit net 'n buzz trek in my kop is. Like toe besef ek okay nee, I'm fried. Ja, I'm jy fried. kort net 'n bietjie I'm recharge. fried en my vrou het dit begin nou besef. Ja. En toe doen ek naturally maar die goed wat ek doen en ek doen mos maar corporate MC werk en ek het so 'n bietjie geld gespaar wat my toelaat om nou nog tussen die corporate werk en die geld wat ek gespaar het kon ek 'n bietjie langer want ek sou aanvanklik met die nuwe show in Maart begin het en is nou al June en ek het nog gewerk aan die show en so hier en daar jokes en sit die ding bymekaar maar die harde werk kom nou weer. Ja. Maar daar was 6 ek moes net 'n bietjie Mens kon dit. En weet jy wat? Ek dink altyd, ek is altyd in my kop aan dink ek, as ek nou vir 'n week lank nie video's post, gaan almal van my vergeet. jy voel so. Nee, jy dink nog so, maar eintlik Dis nie. nie so nie. Want as jy nou sê 6 maande, dan sê ek soos, maar dit was net laas naweek nog maak en al. So mense se time is bietjie uit. Ja, en ook mense voel soos nou met jou Mel. Jy's op die internet elke dag en jy's so active en jy moet nou die algoritme stoot video's van 2020 uit. Ja. As iemand wat nou nog 'n video watch van jou van 5 jaar terug want hy kry dit nou net all of a sudden. Ja. Weet jy hoeveel mense sê, "Jessie, ek sien jy het jou hare korter gesny." Ek sê, "Ja, ek was ook 20 kilos maarder want dis 'n video van 2000." Wat het jy gedoen? Ja, is 2018 se Jou video wat jy gekyk het. Maar wat gebeur ook is jy's elke dag ek was moeg van adverteer aan mense. Ek begin nou weer. Ek was like, "Joh, elke week voel dit so ikkie want ek adverteer ook net aan op shows." En toe stop ek ek net. En toe met hy stop dan, jy weet mos as jy nou gaan stil staan, Ja. dan kan all the demons come rushing. O ja, nee, Ja. ek ken daai. But ja, So, ja, mens probeer al maar bietjie daai wat jy jouself so moet promote, maar daar's geen ander wy nie. hoe anders gaan jy nou Hoe gaan jy die nou die petrol boodskap- ingooi in die karre? Ja, En van die mense weet. hoe gaan hulle nou weet? En kyk, nou raak ek weer excited oor die nuwe show want nou kyk die kaartjies is uit en die show het so 'n bietjie 'n shape in. So nou is dit nou weer let's go. Baie exciting. Maar is baie mentally taxing en ek weet jy kan relate en as jy al die comedians wat ek ken, is maar dieselfde storie. Ja. Jy weet, is maar harde bene kou in weird ways. Is nou nie physically harde werkie en jy love it, maar there's other ways you pay, you know? Ja. En ek dink as jy so reg oor die wêreld toer, dan is dit soos hoe pas jy aan jou goedjies. Daai is nogal 'n groot ding want jy kan nou nie in 'n katoer dieselfde grappie maak as in vereniging. Nee, totally. bietjie In my nuwe show is daar 'n stuk waar ek praat van Kaap te trek. En maar nou, hoe doen jy nou dit in Joburg waar jy nou Joburg jy het verlaat? Ja. So hulle kan nie party van hulle wil ook nie hoor die goeie goed nie. Ja. Jy weet like want hy stak in 'n day job, hy moet hier bly. En is sulke goed. Sê my nou met die toerery, ek weet julle het nou oor see gegaan en so en is daar enige shows geplan buite Suid-Afrika? Ek het laas jaar Oktober, was dit Oktober het ek weet nie of jy gesien het nie, ek het my voete bietjie getoets daar in Nieu-Seeland. Ja. Toe was ek Nieu-Seeland. Waar was jy? In Auckland, Wellington. Great audience. Wat sê ander een? Christchurch. Great audience. Ja. So klein teaters oor 90 seaters, net om te toets. En toe Auckland se die 2 wat ek geboek het dadelik uitverkoop. Ook glad nie 'n lekker naweek nie, ek was nie in 'n goeie tyd daar nie. Ek weet, dit was ook 'n lang naweek en maar die eerste 2 het uitverkoop, toe sit ek 'n derde show in Auckland by. So 80 mense. Correct. Maar my Wellington show was 'n bietjie kleiner. Ek dink al was 70 mense in die Fringe bar gewees. En Christchurch was daar 70 mense, vrek nice plek. Ja. En 70 mense en 50 van hulle het nie geweet wie ek is nie. Hulle het net gesê, hier kom 'n Afrikaanse girl. Kom ons moet kyk. Dis 'n klomp manne wat daar gesit het met hulle boerboelbroekies en hulle het dit gelief en ek het dit gelief. Dit was so lekker. Dis great. So ek sal definitief ek sal weer Nieu-Seeland is 'n great plek want jy weet nie, kyk jy weet mos jy gaan die eerste keer jy weet nie. In Wellington het ek so Fringe bar gedoen, klein. O ja. En ek is nou al twee keer wat ek gegaan het. En toe crashes en dan in Auckland dan besef jy nie, daar's baie Suid-Afrikaners, hè? Ja. Baie, dis waarom jy en ek weet hulle gaan jou geniet, so like en so jy wil dit nou weer doen en dan enige ander plekke wat jy graag op die bucket list het? Ek sal baie graag Amsterdam wil doen, want ek dink want jy was ook nou daar, was jy nie? Ja, dis die laaste live show wat ek gedoen het, maar dit was like net want ek was nog nooit daar nie, ons het eintlik meer op 'n holiday gegaan.
O, okay. En toe doen ek shows wat nice was want hulle het my nog nooit live gesien nie, so ek kon die best of doen. Te betaal jou taxi. Ja. Maar en dis nou die lekker ding van jou, as jy doen mos op Engels ook. Ek gooi 'n mix om. Ja. As ek op aardklop inloop en ek sien nee, is Afrikaans mense hierso, dan sê ek, hey, laat Wat loop. is die triek met dit? Want ek het al gewonder, okay, al my goed is Afrikaans, ek voel baie van my grappies gaan nie werk in Engels nie. Ek weet nie, ek dink ek is net my brein werk. 'n Joke is funny in al twee tale vir my. O, dit is So ek kan die hele show in Afrikaans en Engels doen. Dis maar net 'n nice. lucky ding vir my. Ek Ja. ek draai 'n show sommer nou as hy Engels soos in die eerste keer wat ek KK en toe gegaan het. Nie die eerste keer nie, maar die eerste keer toe ek 'n show vat, want Ja. omdat ek kan Skalkie en almal toer so jare al. Jy doen die kleiner goed in die line-ups, maar is die eerste keer dat ek my eie show vat. Ja. Toe besef ek hierdie mense is mos Afrikaans man. Ja, ja. Toe sê ek, hoeveel van julle verstaan nie Afrikaans nie? Toe is dit stil. Toe sê ek, hier gaat ons. En ek laat loop. En is funnier amper, because jou brein kick mos nou in 'n higher gear en want jy translate nou. Dis wat gebeur. Want fundamentally 80% van die shows is Engels. Ja. Dit sal 'n challenge wees vir my eendag, maar ek gooi hom so 2 jaar Ek voor, dink jy weet kan nie dit nou doen. nie. Ek dink dit is makliker as wat jy dink. Ook die aksent. Nee, die aksent is gebreek. Ek wil nie daai Dis nog snaaks. Here, ek wil nie daai wat ek so daai verskriklike Afrikaans so by die Engels nie. Maar luister, dit gaan maar so man. Dit gaan hilarious wees. Luister Mel, voor ek jou laat loop, kyk hoe lank praat ons. Ek is al oor tyd met jou. Voor jy nou loop, Lekker chats. wil ek net sê, jy is een van die mense wat my laat anders dink oor hoe 'n performer of 'n stand-up moet wees. Want vir die eerste keer sien ek iemand wat al die werk doen, wat reg dink vir my, soos like it's a business en jy sit dit mooi aan mekaar. Ek het altyd gedink, jy weet, ek is 'n stand-up, so ek is baie traditional, jy moet deur die ranks kom. Jy het dit nie so gedoen nie and you changed my mind completely. Van die shows is van 'n hoë kwaliteit. You're doing great work. En die feit dat like ons het baie manne wat praat. We need more women talking. Jy weet, and I just want to congratulate you. Dis amazing om te sien wat jy doen. It's amazing dat jy jouself completely is, dat die Afrikaans vrouens, weet jy, mense vra my altyd, wil jy nie so groot wees soos Trevor Noah nie? Bless Trevor Noah is hard. Bless him, hy was nog altyd nice met my. Maar I am completely, en ek sien dit in jou, I'm completely happy with the people I have. Ja. Ek is vol. Ja. En wie ever meer kom is 'n blessing, maar ek is vol en happy en ek gaan nie my aksent verander nie. Ek gaan nie die stories verander nie. Jy kan Australië toe kom, 70% van die show gaan jy verstaan, maar gaan 30% van die goed is wat jy nie 'n hel verstaan nie, want ek praat met Suid-Afrikaners. Ja. En dit is maar net my inner dialogue en ek sien dit in jou. And I wish you all the best. Dank. En sê haar so pant 'n bietjie, ek weet jy is by Heroes vanaand, maar hierdie show kom eers volgende week uit. Sjoe, ek is oral. Kyk net op die webwerf. Kyk op die webwerf. Die webwerf, meldiestoryverteller.co.za. Fantasties. Alles is daar so op. Ja, Ons gaan jou terugbring. You coming ek back. het nou hierdie baie geniet. Ek ook, weet jy, ek het vergeet, hierso praat ek te veel, want ek het 'n rule vir myself, ek sê ek moet nie te veel praat in hierdie interviews nie, want dit gaan oor die guest, maar hier sit ek in babbel. Ek het baie gepraat in hierdie episode, hè Kashif? Jy sal my moet uitedit. Anyway, dankie was Mel. Interessant daar. Lekker. Ciao. Cheers vir julle.